Goeiedag, ons is by sessie 47 en dan by Sondag 26 en ons gaan 3 vrae hanteer en elke vraag so op sy eie. So eers vraag 69 en die vraag is, hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? En dan kom die antwoord, so, Christus het die uitwendige waterbad ingestel. Daarby het hy beloof dat ek net so seker met sy bloed en gees van onreinheid van my siel, dit is van al my sondes gewas is, as wat ek uitwendig met water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem. So, skalk, dit is 'n indrukwekkende handeling, 'n indrukwekkende besef, né? Dit is, en weet jy, een van my goeie vriende, wat 'n dominee is, wat saam met my geswat het, hy is ook nou al 'n ou mens, soos ek, hy stuur elke jaar vir my 'n WhatsAppie, vroeër was dit 'n ander boodskapie, soms het hy my gebel voor ons dit gehad het, om te sê, vandag herinner ek myself aan my doop, wat op hierdie datum soveel jaar gelede gebeur het. Daar is hierdie verhaal van Martin Luther, wat in 'n tyd van groot aanvegting, want kyk, hy is ou Martin Luther is het 'n rowwe tydjie gehad, nee, ek bedoel, ons dink, maklik vir daai ouens om te glo, maar ons kan nie, Martin Luther het 'n rowwe tyd gehad, en hy het op een stadium, wat hy baie swaar gekry het hy op sy lesenaar uitgekrap, ingekerf, ich bin getauft, ek is gedoop, het hy daar geskryf, sodat hy dit moet raak sien, sodat hy dit kan weet. Dit beteken dat vir Martin Luther sy doop in die Rooms-Katholieke kerk, nie? Hy wou nooit van die Rooms-Katholieke kerk weg nie, Calvin wou ook nie, hulle wou die kerk van binne hervorm. Hulle is uitgegooi. En daarmee het Rome 'n groot fout gemaak. Ons moenie dissidente, mense wat van ons verskil, uitgooi uit ons. Ons moet... Ja, ons nou maar leer om saam met hulle 'n weg te vind. Ons moet leer. Maar goed, maar ek bedoel, maar vir Martin Luther was die geloof, was die doop 'n draande ding in sy lewe. En ek dink altyd, dit is die wonderbaarste geskenk wat jy vir 'n kindjie kan gee. Is die doop. Mense, miskien moet ek net vinnig hier, want ons gaan nog vorentoe ook weer oor die doop gesels by die ander vraag, maar laat ek dalk net voor hierso op die punt net gou ietsie sê oor die babetjies, oor die kindertjies. Ek sê altyd vir jou is wat teen die kinderdoop is. Vra ek, jy weet, hoe word 'n mens gered? Dan na so 'n gesprekkie net deur die bloed van Jesus, nee? Net deur die bloed van Jesus. Okay, sommige sê jammer, deur die bloed van Jesus en die doop, maar dit is eintlik maar net die doop symboliseer en seël die dood van Jesus vir ons. Nou vra ek, jy weet, in kindertjies, nee, maar hulle is onskuldig, hulle het nog nie dit nodig nie, jy raak eers hier op 16 rondskuldig, en dan het jy die doop nodig, dan het jy die afwassing van sonde nodig. So het julle kleintjies, het julle kinders, want die sonde sit in ons van babetjie tyd af, maar dan vra ek ook die ander vraag, jy weet, is 'n baba iemand? En dan moet hulle toch sê ja, nee, dis 'n iemand met 'n naam, dis 'n mensie, dis 'n iemand. En as Paulus sê, daar is niemand regverdig voor God nie, sê hy nie behalwe die babetjies wat tot op hulle 16de jaar nie. Hy sê daar is niemand regverdig nie. So die geskenk wat ek vir daai kleintjie gee, is sê, omdat die Here voorsien het dat jy in 'n gelowige gemeenskap ingebore word. Ja. Skenk ek aan jou hierdie eerste was in die bloed van die Here Jesus, wat
al die verdere wasse in die bloed van Jesus symboliseer en initieer. Ja. Met ander woorde, jy hoef nie elke keer terug te kom, jy was nou stout en of jy het nou sonde gedoen, en nou moet jy terugkom en nou moet jy weer gedoop word nie, en nou môre moet jy weer terugkom. Ou soos ek het al partykeer gedink, as dit nou sou moes gebeur, sou ek maar in die doopbad moes bly. Ja. Jy weet, want dit is nie, maar dit skenk aan jou in die doop, gee die Here vir jou nie net die belofte nie, hy laat iets gebeur, wat beteken dat jy kan seker wees dat al jou vorentoe afwasse wat jy gaan nodig hê, is reeds aan die gang gesit. So ons gaan nou juist by daai vraag kom, maar ek wil onthou net as by die praktiese vraag kom, want mense luister en vra daaroor. Die doop kan jou ook nie, die fisiese doop kan jou ook nie red nie, dis die simbool daarvan. Ja, Jesus red jou. Ja. Die doop. Hoekom ek het maar net noem, weer eens, Ja. want ek noem dit net eenvoudig, want ons sit in 'n tradisie nou, waar baie kinders nie gedoop is nie. In teendeel van voorheen, ons het 'n generasie wat miskien kerklos geraak het, die kind is nie gedoop nie, en dan doop ons nie die onmiddellik die kind om te sê, as jy nie gedoop is, jy gaan nie gered word nie. Ons doen dit op 'n later stadium, partykeer met belydenisaflegging. Ons gaan net by die volgende vraag kom, maar kom ons hou dit in gedagte, dat die fisiese doop, dis 'n pragtige geleentheid, en dit herinner mense, maar die geleentheid maak nie die onderskeid nie. Die God se genade is groter rondom dit. So, maar kom ons gaan na die volgende vraag toe, en dan kom ons iewers daarby uit. Vraag 70 vra, wat beteken dit om met die bloed om met die bloed en gees van Christus gewas te word? En dan kom die antwoord, dit beteken om van God dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus, wat hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het. Verder, om met die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees, sodat ons sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvreesende en onbesproke lewe. Skalk, kom ons praat daaroor. Kom ons praat. Kom ons vat net aan by jou vorige vraag oor die jy weet, red die doop. Daar's altyd daar's die enigste absolute is Christus. Die res is nie absoluut nie. So daar hang 'n ou aan die kruis langs Christus. En hy sê net, hy fluister, want hy het seker nie baie energie op daai stadium oor nie, dink aan my wanneer u in die koninkryk. Jesus sê vir hom vandag. Ja. Gaan jy saam met my in die paradys wees? Vandag. Kwessie is nie, is jy gedoop of is jy nie gedoop? Hy is nie gedoop nie, vandag. Nou goed, dit beteken nie dat ons nou kan sê, maar ons hoef nie gedoop te word nie. Die doop is daar om ons geloof te versterk. Maar die doop laat gebeur ook iets binne in ons, wat ek nie kan verduidelik nie. Dis nie geheimenis. Maar saam met die doop, en dit is wat ons ook moet begryp, saam met die doop, word ons nie net gewas in die bloed van die Here Jesus nie, maar kom woon die Gees ook in ons. Nou, is die Gees nie in ons voor ons gedoop word nie? Is die Gees nie in ons sonder dat ons gedoop word nie? Daar is vreeslike slim antwoorde op al hierdie goed. Ek weet nie. Daarom sê ek die enigste absolute is dat Christus vir ons gesterf het. Iemand, daar's ook 'n teoloog wat iewerster geskryf het. Doop en nagmaal is soos 'n vinger wat na die hart van die kruis wys. Die sentrum van die doop en die nagmaal is Christus. Ja. Kyk, ons sê net gou baie keer sê ons voor jy gebore is, het jou by jou naam geroep. Wat ook 'n stuk aanduiding is, dat God nie inkom net by doop nie. Dis reg. God kom in by wanneer ons geskep word.
En dis 'n mooi verhaal om te kan sê wat ons graag wil doen is ons wil graag uit die seën daarvan leef. En die doop en die nagmaal kom doen dit op 'n praktiese en eenvoudige manier en help vir ons om nader aan God en mekaar te beweeg. Want weer eens, ons praat net nader aan God en Christus, maar die doop en die nagmaal het ongelooflike faktore wat ons ook in die geheimnis van nader aan mekaar bring. Ek dink maar net die ervaring deesdae, as ek ken die ma en pa wat daar staan, en herinner word, maar hoe het ons hier gekom? Ons het hier gekom deur God se genade, en dan sit daar oupa en ouma, en niemand dink aan hulle nie, maar hulle sit daar en net sê, Here, dat ons op hierdie ouderdom die voorreg kan beleef. So dit sluit al hierdie ongelooflike goed uit, en weer eens, ek moet nou gou by 'n ding kom waar ons baie sê, ons doen dit privaat, né? So wat alright is, ons kan dit die nagmaal privaat, nie doop privaat doen, maar die bedoeling is dat ons dit publiek doen. So wie ek wil sê, dit is spesiaal as mense dit privaat kan doen, maar ons deel dit met mekaar. Vir my is die kommunale aspek daarvan belangrik. Want onthou, by die doop gebeur nie net iets met die babatjie nie. By die doop gebeur iets met die gemeente. Ja. Want die gemeente wat om daai babatjie staan, is deel van die sakrament. Ja. Is deel van die wonder van die doop, en hulle deel in die wonder van die doop. Met ander woord, elke keer wanneer julle 'n babatjie hier doop, dis nogal die goed uit my bediening wat ek die meeste mis, is die doop en die nagmaal se bediening. Maar elke keer wat julle 'n babatjie hier so doop en ek sit daar in die kerk, dan beleef ek die doop as 'n sakrament. Ja. Nie net die babatjie beloof die doop. Met my. Ek beleef die doop as 'n sakrament van die getrouheid en die liefde van God. Daarom kan ek elke jaar op die 5de Julie terugdink aan toe die dominee gesê het, Skalk van Wyk, ek doop jou in die naam van die Vader. Nee, wie wat ek net altyd, ek sommer net so kant gedagte, vir my, jy sê dit, vir my is presies dieselfde, maar wie wat tref my altyd, is dat ons nagmaal en doop doen, en dan op 'n gewone manier uit mekaar uitgaan. Eintlik, wanneer jy dit doen, kan jy nie net sê, die Here seën jou en aan huis toe gaan. Dan moet jy vorentoe kom, en jy moet die mense, al ken jy hulle nie wat gedoop het, hande kom gee. En as ons nagmaal saam gevier het, ons doen dit eintlik mos om 'n tafel, maar nou, so die nagmaal het baie persoonlik geraak, né? En die doop het te persoonlik geraak. Dit is, ons moet leer, om, as ons die ervaring gehad het, om dan die moed te kan hê, om, as jy by die kerk uitstap en jy sien daar's 'n oupa of 'n ouma, gaan gee hulle handdruk, en na die nagmaal moet ons iets anders te doen. Moet ons by die laaste een net uit, my vraag en antwoord 71. Waar het Christus ons beloof dat hy ons net so seker met sy bloed en gees wil was, as ons met die doopwater gewas word? Wel, hulle moet maar Matteus 28 gaan lees, dan weet jy. Ja. Dit is gaan dan heen en maak die mense, my disippels doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Ja. So dit is die inhoud van die vraag is natuurlik meer as wat die inhoud van die teks was, want dit is 'n interpretasie. Maar die afwassing van ons sondes Paulus, toe Paulus tot bekering kom, toe is die opdrag, laat jou doop en laat jou sondes afwas. Dit is in Handelinge, ek probeer nou dink wat die teks, Handelinge 22 vertel hy die storie, Handelinge 22 vertel hy die storie oor sy bekering en oor die afwassing van sy sondes deur die doop. So Matteus 28, Handelinge 22 is die tekste wat mense wil gaan lees, maar dit is die Here se, dit is wat die Here beloof. Nee, ek dink net ons het nou, daar's soveel baie diepte om eintlik oor die doop en die nagmaal te kan praat, maar ek dink die punte wat ons net gemaak het is dat die doop en die nagmaal jou op 'n besondere manier intrek, nie net in jou verhouding met God nie, maar met mekaar ook. En dit is nogal 'n uitdaging vir ons mense wat
luister om te kan sê, as ons weer in die kerk kom en ons vier hierdie goed, jy weet, om ons toe te laat om na daai twee plekke toe te gaan. Dis nie net 'n gewone handeling nie, dis nie net 'n ding wat ons doen nie. Dis iets baie besonder eenvoudig wat ons gekry het. Ja, stem met jou. Goed, so as die doop ons vermaan en verseker van vergifnis, dis die besprekingsvraag, dink daaroor, as die doop ons vermaan en verseker van vergifnis, hoe help hierdie objektiewe teken jou persoonlik in tye wanneer jou gevoel of gewete jou van jou redding laat twyfel? En dan vir volgende keer, as die doop so 'n kragtige gebeurtenis van reiniging is, besit die water self dan 'n soort towermag om sondes weg te was, of moet ons dieper kyk na die verband tussen die teken en die Heilige Gees? So ons gaan volgende keer daaroor praat.